Is daai tyd van die jaar dat 'n mens die boodskap wat kom en jy het ook net een keer die jaar tyd om dit te doen. Maar jy weet wat gaan kom. Jy ken die Kersgebeure, daai deel van die geskiedenis uit jou kop uit. Jy weet waar die engel gaan stop het, jy weet hoe mense gereageer het. Jy weet van Bethlehem, jy weet van die herders. Jy kan jou amper indink in 'n flou lig oomblik in die stal. Maar eintlik as jy tussen die lyne lees, kom jy agter sekere dinge was op sekere maniere gedoen, het op sekere maniere gebeur, om vandag nog vir my so bietjie in Kersfees in te trek. Ek neem nie net vanmôre kennis van iets nie. Ek moet ook na myself kyk, en ek moet so bietjie antwoord ook op wat ek hier beleef. Ons lees vanoggend die bekende gedeelte uit Lukas 1. Lukas 1 en ons lees vanaf vers 35 tot en met vers 38, net 'n paar verse. Die engel het sopas vir Maria gesê dat sy gaan swanger word en Maria was so 'n bietjie verbaas en verbuisterd, want sy is nog onskuldig. En dan lees ons vers 35, die engel het haar geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word, heilig wees, en hy sal seun van God genoem word. Kyk, Elisabeth, 'n familielid van jou, is ook swanger, en sy verwag geseën ten spyte van haar hoë ouderdom. En alhoewel sy vroeër as onvrugbaar beskou is sy reeds 6 maande swanger. Want geen woord wat van God afkom is kragteloos nie. Toe sê Maria, kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord. En die engel het van haar al weggegaan. Ons lees volgende dit tot hier. Here praat ons vanoggend oor genade. Kan niemand van ons so hard praat soos die druppels op hierdie dak nie, Here. Weereens ook vir ons 'n teken dat u sorg soos wat net u kan. Weereens vir ons die sigbare bewys, Here, dat u in beheer is. Agter ons lê 'n jaar waarin ons planne gemaak het, waarin ons dinge aangepak het, waarin ons gedroom het. En nie al ons planne het altyd uitgewerk nie, Here. Nie altyd alles het geloop soos wat ons gedink het dit gaan loop nie. Agter baie van ons lê ook 'n jaar van aanpassing, van moeilike oomblikke, van weer beginne. Maar dis juis ons wat vandag kan getuig van 'n goddelike hand, wat jou stit, wat jou lei, wat jou rig, wat jou reg ophou, wat jou troos, wat jou vasdruk. Dankie dat u ons baie keer hierdie jaar, Here, vasgedruk het. Dankie dat u ons reg ophou. Dankie, Here, vir die hoop in ons hart, die vreugde in ons binneste. Dankie, Here, dat u ons altyd van u teenwoordigheid eintlik verwittig, eintlik kom vertel, eintlik kom deurleef. Here, wanneer ons osself gereed maak vir die tyd van die jaar, dek ons groot tafels en gesels ons lang geselse tot laat in die nag. Dankie vir geliefdes. Dankie vir familie om ons. Dankie vir hartsmense wat
van die ander kante van die wêreld gekom het om ook ons tyd hier voller te maak, Here. Ons bid vandag vir ons mense hier, ons bid vir ons gesinne, ons bid vir ons geliefdes wat ver is, ons bid vir ons mense in Suid-Afrika, Here, ons bid vir ons mense in Namibië, reg oor die wêreld. U is daar, waar ons nie altyd kan wees nie. U is voorwaar vir ons goed. Ons lewe in U seën somtyds, Here, en ons herken dit. Somtyds kan ons lekker blind wees. Somtyds kla ons met die brood onder die arm. Baie keer besef ons nie wat U regtig vir ons doen nie. En as ek vanmôre die een is wat kla en kerm en baie keer blind deur die lewe gaan, dan is daar berou, dan vra ek vergifnis, Here. Want my lewe is 'n wonderlike ervaring omdat U naby is. Seën vandag ons saam wees, seën ook ons erediens. En Here, laat ons dit wat ons hier doen tot die eer van U naam. Amen. Wanneer Johannes die koms van die koning beskryf, doen hy dit op 'n baie uitsonderlike manier. Hy kies 'n vreeslike mooi beeld uit om te probeer verduidelik wat besig is om te gebeur. Hy los so 'n bietjie die engele en die herders in die stal eenkant. En hy sê in Johannes 1 vers 9, die lig wat almal verlig, die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld. In vers 10 gaan hy in en hy sê, hy was in die wêreld het deur hom ontstaan, die wêreld het hom nie erken nie, maar die ware lig was aankom na die wêreld. En wat gaan hy doen? Hy gaan elke mens verlig. Nou wil ek vir jou sê, dis nie woorde wat Johannes self uitgedink het nie. Hy het nie eendag sy bundeltjie gevat en koffie gemaak en onder die vyeboom gaan sit en 'n paar gediggies geskryf en gedink, "Joh, Jesus wat kom, dit gaan waarskynlik soos die lig wees." Hierdie woorde was aan hom geopenbaar. Hoekom? Want hierdie woorde, hierdie beeld wat hy gebruik van die lig wat op pad was iets wat eeue terug al voorspel was. Die heel laaste boek in die Ou Testament, sy eerste vers in die heel laaste hoofstuk, Maleagi 4 vers 1, beskryf 'n oomblik wat moeilik was om te hoor. Die ouens in daai tyd, ver van God af geleef, en dan lees jy Maleagi 4 vers 1, daar kom 'n dag. Ek en jy ken daai woorde. Dis woorde wat paas en maas ook sê kinders nie oor het nie, né? Daar kom 'n dag wat ek my gaan vererg. Daar kom 'n dag dat jy gaan wens jy was soet geweest. Daar kom 'n dag dat ek jou in die badkamer invat en dis nie om te bad nie. En skryf Maleagi 4 vers 1. Daar kom 'n dag. En die dag sal soos 'n oond wees. En almal wat ver van God af geleef het, en almal wat soos booswigte geleef het, en almal wat eenkant gestaan het, gaan soos kaf wees vir daai oond. Dit gaan daai oond voer. En daai ouens gaan met wortel en tak uitgeroei word. Dis waar die spreekwoord vandaan kom met Maleagi uit. Hulle gaan met wortel en tak uitgeroei word, maar vir die wat ontzag het vir my naam, die son van geregtigheid, met strale wat genesing bring, gaan by hulle opdaag. Die son van geregtigheid, met strale wat genesing bring, gaan oor hulle skyn. Na Maleagi was dit vir 400 jaar stil gewees. Geen profeet het gepraat nie, niks opgeteken nie, het staan bekend as die intertestamentêre tyd tussen die Ou en die Nuwe Testament, en dan ewe skielik, Johannes, wat sê daai profesie?
Daai lig, daai son van geregtigheid, daai lig met die strale vol genesing, daai lig is op pad. Daai lig is op pad. Die tyd het uiteindelik aangebreek. Nou wil ek vir jou sê, daar was waarskynlik mense wat oor hierdie 400 jaar onthou het, wat Maleagi gesê het. Nie net van daai dag wat soos 'n oond gaan kom nie, maar juis die son van genesing wat op pad is. Die son van geregtigheid. En ek dink baie mense het aan hierdie woorde vasgeklou, soos wat ek en jy vandag 'n gunsteling gedeelte in die woord van die Here het. En dikwels in tye van beproewing of moeilikheid of onsekerheid aan daai teksgedeelte vashou. En in ewe skielik na 400 jaar skryf Johannes dit neer. Daai lig is amper hier. Die beloftes word waar, die profeseë word vervul. Dis soos 'n legkaart wat een klein stukkie kort. En na 400 jaar kom die Heilige Gees in beweging. En wanneer die Heilige Gees in beweging kom, raak hy mense aan. En wanneer hy mense aanraak, gebeur daar 'n godswonder. So waar begin 'n mens? Jy begin by 2 afsprake. Dis waar die hele storie begin. 2 afsprake. Die eerste boodskapper wat God uitstuur om te sê die lig is op pad, gaan stop by 2 plekke, baie na mekaar. Tyd vir profete was verby. God stuur nou sy eie boodskappers, sy engele. En jy kom agter, dis 'n hemelse wese wat met jou praat. Nou die eerste 2 mense wat hierdie besoek ontvang, verder van mekaar af kon hulle nie wees nie, al was hulle eintlik ver langs familie. Hulle was baie verskillend. Die een amper aan die einde van sy lewe, die ander ene skaars aan die begin van haar lewe. Eintlik was daar baie ooreenkomste ook. Albei van hierdie mense, die stokke oom aan die een kant en die bloedjong meisie, was kinderloos geweest, daar was nie kinders geweest nie. Albei van hulle kry hier die besoek wat sê, daar gaan 'n seentjie kom, daar gaan 'n seun vir julle gebore word, vir jou Sagaria en vir jou Maria. En in albei gevalle is die geboorte van hierdie seuns eintlik onmoontlik. Want Sagaria se vrou is te oud en Maria is te jonk en te onskuldig. Maar is die ooreenkomste. Die verskille baie groter. Sagaria en Elisabeth op hierdie stadium al eeue getroud, kan jy amper sê. Hulle ken mekaar se gewoontes. Hulle ken ook die goed wat mekaar irriteer. Sagaria koudhart, Elisabeth sing terwyl sy skorrelgoed was. Dis goed wat 'n ou later kan irriteer. Dis gewoontetjies na 40, 50 jaar se getroude lewe. Daar was nooit 'n kind gewees nie. Dit was nie altyd maklik nie. Josef en Maria, presies die teenoorgestelde. Op hierdie stadium nog net verloof. Die trouprossedure is nog nie heeltemal voltrek nie. Maria wag dat haar bruidegom haar moet kom haal. Amper getroud. Die een het al ophou dink aan kinders hê. En die ander paartjie het nog nie eens daarin gedink nie. Dis te vroeg, dis te vinnig. Hulle gaan eers 'n bietjie wag. Snaaks hoe God dikwels die moeiliker paaie kies om dit wat hy gedoen wil hê te doen. Snaaks hoe God dikwels die keuses maak wat ek en jy nie sou maak nie. Want toe die lig op pad is na die wêreld toe, die son van geregtigheid, toe kies God 'n vreemde pad om hom te laat tuiskom. En van die begin af weet 'n mens een ding, wat 'n mens al hoeveel keer in jou lewe ervaar, niks is vir God onmoontlik nie. Niks is vir God onmoontlik nie. En dis hier waar ek jou vandag wil innooi
by Sagaria en by Maria. Ek en jy ken hulle stories. Ons gaan vandag vinnig weer daarby stop. Ek en jy weet hoe hulle gevoel het toe hierdie wese saam met hulle staan. Ek en jy ken hulle antwoorde. Maar jy gaan nie vandag nie kennis neem nie. Ek en jy word ingetrek. En ek en jy gaan moet antwoord hoe ons klink, wat ons sê, hoe ons reageer as God met ons werk. Johannes het dit so mooi omskryf, die ware lig wat elke mens verlig, was op pad na die wêreld. Hier tussen oujaar en nuwe jaar, net voor Kersfees, gaan daai lig jou vandag verlig. En jy gaan moet eerlik wees oor wat die lig gaan vind. Soos ek gesê het, Sagaria word die eerste rolspeler, ou priester, baie lank getroud met Elisabeth. Hy doen die dagdiens, hy doen 'n reukoffer in die heilige deel, 'n groot voorreg, baie priesters het nooit die voorreg gehad om dit te doen nie, maar dit is met 'n lot getrek, en die lot val op Sagaria, en jy kan maar sê, dis waarskynlik een van die laaste goed wat hy doen voor aftrede. Wat 'n voorreg. En dan beweeg hy in die heiligdom in. En hy bring die offer voor God. En gewoonlik na die reukoffer het jy uitgegaan en jy die volk geseën, maar dit was deel van die offer. En ewe skielik kom hierdie ou man agter, maar hy en God is nie meer alleen hier nie. Hier's nog iemand. En dan maak daai iemand sy mond oop en hy sê, Sagaria, jou gebed is verhoor. Jou vrou gaan swanger word. Sy gaan 'n seun in die wêreld bring. Julle moet hom Johannes noem. Hy gaan 'n groot vreugde vir baie mense wees en hy gaan baie mense teruglei na God toe. Eintlik gaan hy die wegbereider word van die ware lig wat kom. Is nie toevallig dat Sagaria daai dag in die heiligdom is nie. As jy nog baie keer 'n lewe lei wat jy dink dinge gebeur toevallig of dinge is 'n gelukskoot, lei jy eintlik 'n lewe waar jy die hand van God baie keer misleef. Dis nie toevallig nie. En Sagaria word die eerste mens wat hoor die lig is amper hier. Sagaria word die eerste mens wat hoor die proses kom aan die gang. Jou kind word eerstegebore. Wat verwag 'n mens op hierdie oomblik? Jy verwag 'n ou man wie se oë blink, agter hom 'n lang lewe kinderloosheid, hy en sy vrou lees. Jy verwag iemand wat op sy knieë neersuig, die Here prys en aanbid en loof, want niks is vir God onmoontlik nie. En dis wat ek en jy vandag met hierdie oomblik doen. Ons loof en prys, dis deel van ons Kerstyd, dis deel van ons heilsgeskiedenis. Maar wat kry jy? Jy kry 'n ou man wat al so deur die lewe gebrei was, wat al soveel teleurstellings gehad het, wat al soveel seer gekry het, wat nie kan glo wat hy nou hoor nie. Sagaria weet nie wat om met die nuus te maak nie. Sagaria vat nie die aas nie. Sagaria is op hierdie oomblik dom, onnoosel, kleingelowig, ongelowig, twyfelaar. En eintlik staan jy hier voor die Abraham en Sara van die Nuwe Testament. Dis van vooraf, Abraham en Sara, met Sagaria en Elisabeth. Niks is vir God onmoontlik nie.
Weer staan God voor twee ou mense en hy sê, ek wil met julle 'n nuwe hoofstuk skryf. Abraham en Sarah sou uiteindelik die vader en moeder word van die Israel, die nuwe Israel. Maar Sagaria wil nie saamspeel nie. Sagaria vra baie versigtig, ek hoor wat u sê, maar hoe sal ek dit weet? Ek soek 'n teken, Here. Ek soek 'n bewys. Ek soek 'n strokie, anderster glo ek dit nie. Hoe sal ek dit weet, Here? Dis die eerste reaksie. En ewe skielik trek ek jou in die ligkring in. En ewe skielik wil ek by jou weet, soos wat ek by myself wil weet. Hoeveel keer in hierdie jaar het jy gesoek na 'n teken? Hoeveel keer hierdie jaar was dit moeilik om te glo? Hoeveel keer hierdie jaar het jy gebid gevra vir iets, maar dadelik in jou kop eintlik gesê, dit sal waarskynlik nie gebeur nie. Hoeveel keer hierdie jaar was jy Sagaria? Daar's twee redes hoekom hierdie nie kan gebeur nie. En Sagaria is 'n baie versigtige man. Hy het al sy les geleer. Hy sê daar's twee redes. Hy sê die eerste rede, ek is oud. En die tweede rede, my vrou is op 'n gevorderde leeftyd. Hoor jy, sê nie sy is oud nie. Hy gaan moeilikheid kry. Hy sê ek is oud, dis die eerste rede. En die tweede rede, my vrou is in 'n gevorderde leeftyd. Sy is nie oud nie, sy is gevorderd. Hoeveel keer het jy voor die goeie nuus van God gestaan, maar jou hart was te stadig om te glo? Uiteindelik word Sagaria met stomheid geslaan, want met die tong het hy gesondig, en met die tong sal hy boet vir die sonde, en uiteindelik stap hy uit daai plek uit, en hy moet die mense seën, want hulle wag daarvoor om huis toe te gaan, en daar kom nie 'n woord uit nie. Want jy soek 'n teken, jy soek 'n bewys, jy soek 'n strokie. Kort daarna stop die engel by die tweede plek, 'n jong maagd maak die deur oop. Sy kry die verbuisterende nuus wat eintlik haar hele lewe gaan verander. Maar terwyl sy water trap, sê die engel vir haar 'n baie mooi ding, vers 37. Niks is vir God onmoontlik nie. God is nooit kragteloos nie. En as sy uiteindelik verstaan wat haar rol is, waar haar plek is, dan sê sy een van die mooiste goed wat jy ooit in die Bybel sal lees. Ek is tot u beskikking, Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Laat u wil geskied. Hoor jy, sy klink anders. Selfde engel, selfde boodskap, die lig is op pad, dinge moet begin gebeur, dinge kom in die ou oom sê, ek wil 'n teken hê, hoe sal ek weet dis waar? Die jong meisie sê, ek is tot u beskikking. Laat met my gebeur wat u gesê het. Laat u wil geskied. Hoeveel keer hierdie jaar kon jy dit bid en dit bedoel? Hoeveel keer kon jy voor God verskyn en sê, maak nie saak hoe ongemaklik dit is nie, dis u wil wat moet geskied, ek is tot u beskikking. Een boodskap, een engel,
twee verskillende reaksies. En dis hier waar Kersfees 'n bietjie persoonlik raak, is dit nie? Dis hier waar Kersfees nader kom as wat mens wil. Want ewe skielik kyk jy vir jouself, ewe skielik kom jy agter, daar is 'n Sagaria en 'n Maria. Hoeveel van my lewe voor God was Sagaria? En hoeveel was Maria? Daarom die tyd van die jaar is eintlik 'n wonderlike tyd. Wat ons ook het om Kersfees te vier, want dit is so by die skaniertyd van die jaar. Ou lê agter ons en die nuwe lê voor ons. Miskien is dit tyd dat jy jouself 'n bietjie herbedraad. Miskien is dit tyd dat jy God se woord neem wat sê niks is onmoontlik nie. Onmoontlik is nie 'n woord by hom nie. Nee is baie keer 'n woord wat hy gebruik. Of wag nog 'n bietjie, maar nooit onmoontlik nie. En as hy met jou gaan werk en met jou besig is, en deur sy Heilige Gees vir jou lei, met jou praat, wat gaan jou reaksie wees? Ek soek 'n teken, of ek is tot U beskikking. Laat met my gebeur wat U gesê het. So die lig toe gekom. Al was daar mense wat stadig was om dit te glo. Al was daar mense wat in die duisternis wou bly leef. Die lig het gekom. En daar was genesing in sy straling. Bestaar hy met Jesus self gesê, Johannes 12, ek het as 'n lig na die wêreld gekom, sodat die wat in my glo, nooit in die duisternis sal bly nie. Amen. Here, ek ken hierdie gedeelte in die woord uit my kop uit. Partykeer vergeet 'n mens wat Sagaria en Maria gesê het. Partykeer vergeet 'n mens dat hy gesê het, hoe sal ek weet dat dit waar kan wees? Partykeer vergeet 'n mens dit, Here, want dit is te naby aan my eie woorde. 'n Mens voel te skuldig, Here. Want hier is U besig met my en U stap die pad met my en ek soek 'n bewys en ek soek 'n teken. Partykeer vergeet 'n mens ook dat die jong meisie die een was wat gesê het, ek is tot U beskikking, laat met my gebeur wat U gesê het. Here, dis baie keer ongemaklike woorde. Want ek plaas U wil eerste. Ek sê nie, laat U wil geskied en dan hoop ek dit lyk soos my wil nie, Here. Mag ek in hierdie tyd wat kom, minder vra, minder onseker wees, en meer dankbaar wees. Want soos met hierdie twee mense se lewens, is hy ook vandag besig met myne. Ek plaas my planne, my idees en my wil in U hande. Ek is tot U beskikking, Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Amen. Here, terwyl ons besig is met die laaste voorbereiding en al ons planne vir Kersfees,
Gee vir my daai oomblik van vrede en stilte, om werklik voor U te kom staan en sê, ek is tot U beskikking. Laat met my gebeur wat U gesê het. Aan U kom toe alle lof en eer tot in ewigheid.